Maar toe ek vanmôre so bewus was van dat die Here net iets spesiaals wil doen vanmôre. Ek glo in die klaar gedoen en die Here gedeel so op my hart gelê wat ek net vir u wil lees. Ek kan nie daar. Maar ek wil dit net vir u lees en dan net enkele opmerkings daaroor maak. En dis in Lukas 24. Lukas 24. Die baie bekende gedeelte van die Emmausgangers. Die 2 Emmausgangers. Lukas 24 vers 13. Op dieselfde dag, dis nou ongelukkig nie op die bord nie, want soos dit was nie so voorberei. Op dieselfde dag was 2 van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus. Op dieselfde dag is natuurlik die dag wat Jesus gekruisig is en begrawe is. 12 kilometer van Jerusalem af, lees die nuwe vertaling. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar bespreek? Met somber gesigte gaan hulle staan. En een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra my, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. En hoe ons priesterhoofde en die lede van ons raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word en gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag vandat hierdie dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle kon vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het na die graf toe gegaan en dit net so gekruis soos die vroue gesê het, maar hom het hulle nie gesien. Toe sê hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip, wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie na hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrek het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waar hy op pad was, het hy gemaak of hy verder gegaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is 'n amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oop en laat hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê te vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgeleen. Weet jy, toe ek vanmôre hierdie gedeelte lees, het dit my so getref om te besef dat hier was 2 manne. Ons weet nie hoe naby aan Jesus hulle was nie, en hulle was heel waarskynlik een van ten minste die 150 wat naby aan Jesus was. Een van die disippels en die vroue waarvan die Bybel baie praat wat rondom Jesus was, behalwe die 12. Heel waarskynlik. Maar hierdie manne was so oorweldig deur die gebeure rondom hulle,
dat toe Jesus met hulle begin praat, hulle herken hulle nie. En so selfs toe Jesus met hulle begin wandel en met hulle oor die skrif begin praat, het hulle al die goed verstaan wat hulle was Jode. Hulle het skrif geken, baie van die groot gedeeltes het hulle op geken. En hulle het al die mooi goed gehoor wat Jesus vir hulle sê. Maar hulle het hom nie herken. En toe Jesus op die plek kom waar hy vir hulle sê, ek gaan nog maar verder gaan, julle is nou by die huis. Toe was hy so beïndruk deur hierdie man wat hy vir hulle geleer het op die pad, en alles wat hy met hulle gedeel het, dat hulle was regtig deur hom beïndruk. Hy sê, kom bly saam met ons, kom oornag by ons, moet nie nou verder gaan nie. So hulle was beïndruk deur Jesus, maar ons steeds nie onmerk. Maar die oomblik toe Jesus aan die tafel gaan sit en hy begin bedien, toe gaan die oor. En ek wil vanmorgen net die vraag vra. Ek wys nie vinger, ek veroordeel nie, soos ek sê, ek het die boodskap voorbereid. Ek wil net die vraag vra wat in my hart opgekom het toe dit gelees het. Is dit nie die toestand van die kerk vandag? Jesus kom sit onder ons herken hom nie. Jesus kom leer ons deur al die mooi preke en al die video's, al die konferensies en al die mooi goed wat ons bywoon en dan kyk en belewe en al die wonderlike dienste wat ons bywoon en die geseënde preke wat ons luister. Kom praat Jesus met ons. Ons herken hom nie. Ja, ons hou lekker kerk. Ons het 'n mooi gemeente. Ons doen al die wonderlike dinge vir God. Maar ons herken nie vir Jesus. En dan gaan Jesus so ver om tyd weer vir ons te sê, ek wil bietjie by julle gehoor verskoon my telle, want dat is nou wat in my kop is. Ek wil bietjie by julle kom kamp. Ek wil bietjie by julle kom oorslaap. Ek wil bietjie saam met julle kuier. Dis net daai spesiale oomblik en daai spesiale once in a blue moon diens wat net wow is. En almal sê, ja, dit was vanmôre 'n wonderlike diens. Wow, die Here was vanmôre in ons midde. Vanmôre was die Gees van die Here daar. God kom kamp so bietjie in ons midde en dit was wonderlik. Maar nog steeds herken ons nie vir Jesus. En ons stap uit soos ons ingegaan het. Ons gaan aan met ons lewens soos ons het voorheen gedoen het. Het was hierdie naweek nou weer die Mighty Moon konferensie. So lief ek praat nie negatief daaroor nie, mense kon daar wees en amper wat ek met Pieter en Gawie en Bernie daar, want dit het nie so uitgewerk. So ek sou graag daar wou wees. Pieter het groter tuin is, maar kom op hier by Mighty Moon konferensie. En my probleem is, hoeveel van die 30, 40, 50.000 manne wat vanmiddag terugkom huis toe en sê, wow, hoe wonderlik was dit, en ek hoor dit was wonderlik. Hoor, het was 'n geseënde tyd gewees, ek wil onder daai klomp manne, maar ek wonder hoeveel van daardie klomp manne volgende week gaan leef soos mense wat Jesus ontmoet het. Ek wonder. En dis nie kritiek nie, dis net 'n vraag. Hoeveel mense lewe nog soos mense wat Jesus herken in hulle lewe? En hoeveel van die kerk is mooi mense, dierbare mense, gereelde kerkgangers, pastore, ouderlinge, diakens, voorsangers, doen al die mooi goed. En nou lekker kerk, en sing lekker.
hoeveel van ons herken Jesus? Vir hoeveel van ons is Jesus 'n werklikheid elke dag? Of is hy net by die passie gesondag? Miskien dan op Woensdagoggend by jouself. Dit ook nie is nie altyd. Want ons het 'n besig geraak vir Jesus. En ek wil vanmôre vir u sê, dit gaan jou ons in my boodskap volgende week. Ek glo met my hele hart, die tyd het aangebreek, waar Jesus weer by ons op stilstaan. Weer by ons nie net ontuig nie, maar by ons op tafel sit. En die brood wil gebreek. En weer ons wil voed. En weer ons dors wil genees. So ons kan sê, ek en Jesus. Herken. Jesus het vir my 'n werklikheid gemaak. Op so 'n manier dat ek nie anders kan as om op te spring. En hoe ver sê dit? 12 kilometer? Hy sê 12 kilometer van Jerusalem af. Had jy maar net 12 kilometer huis toe gestap. En in die aand, later in die aand, toe hy Jesus herken, toe hulle hoor, toe hulle weet waaroor het gaan, toe spring hulle op hulle hardloop in die nag 12 kilometer terug, om te gaan sê, ek het Jesus herken. Maar ons stap in die kerk en dit was 'n wonderlike diens. Maar vanaand het ek vergeet waaroor het gaan. Want ons herken nie meer van Jesus. Dis net 'n lekker tyd. En hartseer om te sê, daar's baie mooi gemeentes, groot gemeentes. Mense wat bekend staan as kinders van die Here, wat lekker kerk hou en magtig kerk hou, die dak en lig is hulle sin. Gaan ook vir klein groepies soos ons. Is ons maar net besig om te survive. Is ons maar net besig om te sê, waar is al deel van die kerk? Jy het my groepie alweer dood. Jy het my kerkie wat my dra elke dag of week voorsien, en daarom so nou nog my tiende gee. Ja, ek het my groepie. Of is ons mense wat leef, soos mense wat Jesus herken. En ek hoop nie iemand vanmôre het die beleef dat ons besig is met 'n show. Ek hoop nie iemand van julle vanmôre gevraag wat beteken dit is net besig om tyd om te kry. Want net so by huis te bly. Kan ons werklik sê as ons kerk kom, omdat ons Jesus beleef. Jesus is ons werklikheid. En ek kan nie wag nie om met 12 kilometer hardloop, maar ek wil gaan vertel wat Jesus vanmôre vir ons gedoen het. Dis kerk. Dis gemeente. Dis wat Jesus wil hê. En dis die oorblyfsel waaroor ek volgende week gaan praat. Ek wil nie gaan volgende week mooi wees. Seker maak die Here gaan saam wat nie vermooi is. En ek bid dat jy saam met my gaan bid, dat ons Jesus volgende week gaan herken in hierdie plek. En wanneer ons goeie veilige oggend gaan nagballe en gaan Bybel eet hou en gaan saam wees in gemeenskap met mekaar in Christus, dat ons gaan ervaar ons sit aan 'n tafel waar Jesus aan ons geopenbaar. Alles wat ons deur te maak.
by mekaar was en hierdie twee manne vertel wat gebeur het. Die volgende oomblik staan Jesus in hulle midde. En Jesus sê, hier is ek. Kyk na my hande. Kyk na my voete. Geef vir my 'n visboek dat ek kan eet. En ek vir julle kan wys, dis ek. Dis my hartsmoed. Dis my verlange. Dis wat ek hierdie week gebid het. Here, gee my daai guns. Gee my daai genade. Here, dat my bediening kan afsluit op hierdie aarde met 'n getuienis dat ek my bediening afgesluit het in 'n tyd wat ons Jesus herken het. In 'n tyd waar Jesus vir ons 'n werklikheid geword het. In 'n tyd waar die heerlikheid van God in ons midde beteken, soos nog nooit tevore nie. Dat nie sal gaan oor lekker sing en lekker by mekaar kom, mooi bedieninge en al daai wonderlike dinge en spesiale projekte en al daai goed nie, waar mense sal weet, maar hier is ons gemeente, op wat die gemeente se naam moet ook al wees, is 'n groepie mense, wat wanneer hulle by mekaar kom, dan herken hulle Jesus. En Jesus